Die woord van die Here gaan ons oopmaak vanmôre by Jeremia hoofstuk 23. Jeremia hoofstuk 23, ons gaan die eerste klompie verse daar saam lees, vers 1 tot 6. Kom dat word ons vir 'n paar oomblikke stil en vra dat die Here sy woord aan ons sal seën. Hemelvader, in hierdie oomblikke wat ons stil raak, is ons maar te bewus daarvan dat ons in die skaduwee van die Almagtige kom rus. Dit is tegelykertyd 'n vredevolle plek en 'n uitdagende plek. Ons weet dat hier gaan U woord ons kom toets, maar hier gaan ons ook U hand van genade ervaar. Kom praat met ons uit U woord. Kom lei ons met U hand en stuur ons in die rigting wat U ons as 'n gemeente en ons as individue graag wil hê. Laat U koninkryk kom in die manier hoe die woord van môre vir ons helderheid gee. En laat U Gees gedagtes in ons koppe bring wat uitvloeisels is uit hierdie woorde. So sal ons weet dat U met elkeen van ons besig is. Dat U ons rig en stuur, met ons praat en ons uitdaag en van ons U verwagtinge duidelik uitspreek. Kom praat met elkeen van ons en laat U hand van genade oor ons wees. Amen. Ja, ek wil nie vir jou moeilikheid gee nie, maar as jy hom dalk nog 'n klein bietjie harder kan sit, ek voel ek moet fors gebruik. Dankie. Goed. Jeremia hoofstuk 23 vers 1 tot 6. Die Here sê, dit sal sleg gaan met die leiers, die herders van my volk. Hulle het my mense wat hulle moes versorg uitmekaar laat spat en laat afdwaal. Omdat dit so is, sê die Here, die God van Israel, vir hierdie leiers, julle het my mense so skape uitmekaar laat spat, julle was veronderstel om na hulle om te sien, maar julle het hulle weggedryf. Daarom sal ek julle straf vir al die kwaad wat julle gedoen het. Daar is van my mense wat oorleef het in die lande waarin ek hulle verdryf het. Ek sal hulle almal bymekaar maak en hulle na hulle eie land toe terugbring. Hulle sal baie kinders hê en weer groei in getalle. Dan sal ek nuwe leiers voorsien wat na hulle sal omsien. Hulle hoef nooit weer bang of verskrik te wees nie. Nie een van hulle sal verlore raak nie, sê die Here. Die Here sê verder, daar sal 'n tyd kom wanneer ek weer 'n wettige afstammeling uit Dawid se familie koning sal maak. Hy sal 'n verstandige koning wees en hy sal sorg dat reg geskied en almal in die land regverdige behandeling ontvang. Sy naam sal wees, die Here is ons geregtigheid. Terwyl hy regeer, sal Juda vrykom van al hulle vyande en Israel sal veilig leef. Ek wil graag vers 6 weer vir jou lees en hoop dat ons dit vandag mooi sal kan oopbreek om te verstaan. Sy naam sal wees, die Here is ons geregtigheid. Terwyl hy regeer, sal Juda vrykom van al hulle vyande en Israel sal veilig leef. Ek weet nie of jy weet nie, maar dit is vandag amptelik die laaste Sondag van die kerkjaar. Volgende week begin ons in 'n nuwe kerkjaar. So dis oujaarsdiens vir ons, maar ook nuwejaarsdiens wanneer ons begin met die adventstyd. Ons het tot hiertoe, en dis die langste deel van die kerkjaar, gaan oor die koningskap van Jesus, oor die gesag van sy woorde, en hoe ons aanpas by
by sy denke en hoe ons leef vanuit sy genade. En dan aan die einde van hierdie koningskap van Jesus begin ons in afsluiting, wil 'n mens amper sê, van die kerkjaar om te sê, nou is Jesus koning van ons lewe vir altyd. Maar elke jaar begin ons weer van voor af met 'n koning wat vir ons gebore word. 'n kind wat vir ons gegee word. En daar is altyd die nuwe belofte dat God voor sal begin met my en met jou. En dis goeie nuus. Dis goeie nuus om te weet dat God van tyd tot tyd na ons toe kom en sê, ek kan sien dat jy sukkel. Ek kan sien jy kry swaar. Ek kan sien dat daar vuil kolle op jou klere is. Kom ons was dit skoon. Kom ons begin oor. Kom ons begin met 'n nuwe seisoen. En daarom gee God vir my en vir jou altyd die nuwe belofte om voor te begin, wanneer ons met adventstyd begin. Maar vandag sluit ons af by die koningstyd. En ons praat oor 'n koning wat nie goed gedoen het nie. Jeremia staan bekend as die huilende of die treurende profeet. Hy is die een profeet wat gereeld gekla het, die klaagliedere van Jeremia. Hy het gehuil voor die Here oor die volk en die toestand van die volk. Die toestand van die volk van Jesus, van God ons Vader. En ons sal dit sekerlik na vandag toe kon vat, dat daar somtyds nodig is om ook te huil en te treur oor die toestand van die kerk van Jesus Christus. Nou vers 6 is 'n kernteks in hierdie hele gedeelte wat ek 2 keer gelees het. En dit vertel iets van koning Sedekia. Koning Sedekia was die koning wat regeer het toe die ballingskap plaasgevind het. Hy was nie 'n goeie koning nie. Hy het vuil kolle gehad op sy klere. Hy het gesukkel. En as ons mooi gaan kyk na koning Sedekia, dan beteken sy naam in die Hebreëus beteken, die Here is ons geregtigheid. Dis wat die naam Sedekia beteken. Maar Jeremia het al 'n paar slegte ervarings gehad onder Sedekia. Hy was nou al in die tronk gegooi, dinge het sleg gegaan vir hom. Ouens wat getrou was aan die koning het hom al gemartel, en hy het al sleg tweede gekom in die lewe. Op 'n manier probeer Jeremia gehoorsaam wees aan die woord van die Here, en probeer hy Sedekia uitdaag om beter te wees. Be better. Maar dit het nie altyd so lekker gewerk nie. In die teks is daar hierdie kosbare woordspeling wat Jeremia gebruik. Want sy lewe hang eintlik 'n bietjie aan 'n draadjie. As hy te direk, te reguit vir koning Sedekia sê, jy's 'n vrotleier, lap aside, kom ons kies iemand anders, dan gaan dit vir hom groot probleme beteken. So hy loop op 'n dun lyntjie, en hy moet mooi sy woorde kies. In die tyd van koning Sedekia was God se stem nie goed gehoor nie. En dit is nie weerkaats, sodat mense kan weet wat is God se wil nie. En hierdie sin het my, veral vanoggend, terwyl ek vir die soveelste keer deur die teks gewerk het dit my weer getref, en sodat ek hom in 'n ander kleur gaan highlight het. God se stem word nie gehoor of weerkaats, sodat mense kan weet wat God se wil is nie. En ek het by myself gewonder, hoe klink dit as Jeremia vandag met my sou praat?
As dit die woord is wat die Here vanmôre vir my wil sê, Gerard, my stem praat, maar dit weerkaats nie mooi nie. Mense hoor dit nie duidelik nie. En as die Here dalk vanmôre vir jou wil kom sê, wat ook al jou naam sal wees, sit homself in. Ek praat met jou, ek gee jou my woord, ek verduidelik vir jou my wil, maar dit klink vir my asof jy dit nie mooi kan uitspreek nie. Dit klink vir my asof jy sukkel om dit oor te dra, sodat ander ook rondom jou helder, glashelder kan weet wat die wil van God is. Elkeen maak net wat hulle wil, en die skape wat 'n herder nodig het, gaan elkeen in hulle eie gang. Hulle volg hulle eie koppe, en die gevolg is dat die kudde uit mekaar uitspat, elkeen in sy eie rigting. Maar dit moet Jeremia baie versigtig sê, want die tronk is sy voorland, en daarom probeer hy vaag in die algemeen praat van leiers wat ontoereikend is. Maar dan later, dan begin hy praat van 'n nuwe koning wat sal kom as die volk terugkeer uit ballingskap uit. Want daar sal hulle kinders hê, en daar sal 'n nuwe stad gebou moet word, en daar sal 'n nuwe volk terugkeer, en dan sal die stad 'n stad van reg en geregtigheid moet wees. Iets interessant van koning Sedekia, wat hier in hierdie gedeelte so mooi uitgespel word. Nie elke keer word daar gesê van hoe 'n koning te sterwe gekom het, of wat met 'n koning gebeur het nie. Min kere. Maar van koning Sedekia word daar baie spesifieke inligting in die Bybel gegee. En ek wonder of jy dit kan onthou, wat het met hom gebeur, toe die ballingskap plaasgevind het. Wat het met hom gebeur? Net die dag voordat die mure wat nou sou tuimel, het Sedekia geweet, hier is nou moeilikheid, die einde is hier. En hy het met 'n klompie van sy soldate, het hy deur 'n klein uitgang weggekom, en hy het gevlug in die middel van die nag. En toe die stad val, het hulle agterkom, Sedekia is nie daar nie, en hulle het hom agterna gesit, nadat hulle tyding gekry het, in watter rigting het hy gevlug, en hulle het hom gevang, voor die Jordaanrivier. En toe het daar iets skrikwekkends gebeur. En die rede hoekom hierdie stukkie iets skrikwekkends opgeteken is in die Bybel, is om iets te vertel van wat se tipe leier Sedekia was. Hierdie man wat na God se reg en geregtigheid moes leef, en wat sy wil moes bekendstel, is die een wat die volk laat gaan het, en die kudde het kop verloor, en almal het mekaar uitgespat. En nou is Sedekia besig om te vlug, saam met sy kinders, met 'n klompie soldate, wat hom moes beskerm het. En as hulle hom vang, dan hou hulle Sedekia vas, en maak hulle al sy kinders voor sy oë dood. Om iets te vertel van die mense aan wie wat jy moes beskerm het, is weg. Jy het niks aan hulle gedoen nie. Jy kon niks aan hulle doen nie. En dan daarna, dan steek hulle albei sy oë uit met 'n swaard. Om iets te vertel van hoe blind jy is, hoe magteloos jy is, hoe 'n swak leier jy is. Jy kon nie eens jou kinders beskerm nie, en nou kan jy self ook nie eers sien nie. Jy is die blinde koning. En die beeldspraak is so duidelik. En dit kom by my op, terwyl ek en jy ook as leiers betrokke is in die kerk van Jesus Christus. Die vraag wat by my opkom, hoe beskerm ek en jy die kinders van God? Hoe dra ons hulle op na die troon van die hemel toe? Hoe versorg ons? Hoe staan ons by? Of moet ons sê, ons is die blinde leiers, waar daar kop verloor word?
Ons het deur 'n hele kerkjaar gekom waarin ons elke Sondag mekaar uitgedaag het om mooi te kyk na Jesus se voorbeeld. En elke keer was die uitdaging weer vir ons uitgespel. Kom, kies jy ook so. Leef jy ook soos hierdie Jesus. Neem dieselfde besluite as hierdie Jesus. Volg hom in sy leiding. Ons het 'n hele paar keer hierdie sin gesê, soos Jesus net gedoen het wat hy sy Vader sien doen het, so het hy ook net dit wat hy sy Vader hoor sê met ons gepraat. En daarom is die uitdaging daar, dat ek en jy ook sal hoor wat Jesus sê, en dit sal praat, sal sien wat Jesus doen, en ook so sal optree. Dit is wanneer ons blind is om na Jesus te kyk, dat ons 'n swak weergawe word van God se plan. En die koning is blind, en voel met wonde word hy weggelei. So die vraag wat ek myself vra, en wat ons mekaar vandag moet vra is, hoe het jy op hierdie terrein gedoen, in die jaar wat verby is? Hoe het jy gedoen om te doen wat Jesus doen, te sê wat Jesus sê, te leef soos wat Jesus leef? Het jy mooi gekyk na Jesus se voorbeeld, en het jy geleef soos Jesus jou uitgedaag het om sy voorbeeld uit te leef? Jeremia se roulied is dat terwyl die volk se leiers moet kyk na God se voorbeeld, het hulle eintlik maar net al hulle kragte gebruik om hulle self by mekaar te hou. Hulle het nie regtig omgegee oor die ander nie. En 'n leefwyse wat God moes eer, het nie gebeur nie. 'n voorbeeld is nie geleef nie, 'n woord is nie gepraat nie, 'n gebed is nie gebid nie, 'n stukkie sorg het nie gebeur nie. So as iemand na my en na jou sal kyk, wat sal hulle sien? As ons dan die spieël moet opsit vir onsself vanmôre. Ons het die afgelope tyd ook baie gepraat daaroor dat ons 'n gemeente wil wees waarin God helders gesien kan word, 'n godsgemeente. Dat ek graag 'n godsman wil wees. En dat ons dalk godsmanne en godsvroue wil wees in God se diens. So ek vra myself die vraag af, hoe doen ek daarmee? In vers 5 en 6, wat ons vanmôre as ons teks gebruik, kom daar 'n wending, want hy het nou gepraat oor die volk wat blind is, en of die koning wat nie reg lei nie, en die volk wat uitmekaar het gespat het, daar's geen orde, daar's geen rigting, daar's geen struktuur nie. Niemand buig voor die Here nie, elkeen doen net wat hy wil. En dan begin hy met vers 5, iets nuuts en iets vars wat altyd by die Here moontlik is. Die Here sê verder, skryf hy, daar sal 'n tyd kom wanneer ek weer 'n wettige afstammeling op die troon sal laat sit. En die woordspeling is so mooi, nê? Dat hy vir Sedekia sê, maar jy kom nie eens uit die stam van Dawid uit nie. Jy's nie 'n wettige koning nie. Ons wil jou nie gehad het nie. Jy was nie die een wat ons moes lei nie. Ons moet iemand uit die stam en die familie van Dawid uitkry wat ons koning sal wees. Dan gaan verder, 'n wettige afstammeling uit die Dawid se familie koning sal maak. Hy sal 'n verstandige koning wees. En daarmee sê hy, Sedekia, nee man, jy's nie verstandig nie. Jy doen dom dinge. Want as jy slim was, dan sou jy God se woord ernstig opgeneem het. Dan sou jy gevolg het soos wat hy jou gelei het. Dan sou jy gehoor het wat die Here se stem vir jou sê en jy sou dit uitgeleef het. Jy is nie verstandig nie. Jy is nie wettig nie. Hy gaan verder en sê hy sal 'n regverdige behandeling ontvang. Hy sê jy is nie regverdig nie, Sedekia. Jou leierskap is besig om ons te faal. Jy doen nie wat van die Here gevra, wat die Here van ons vra nie. Want
as jy dit sou gedoen het, sê hy dan vir ons, want dan sou jou land vry gewees het. Julle sou veilig geleef het. Terwyl hy regeer, sal Juda vrykom van al hulle vyande en Israel sal veilig leef. Wat het Sedekia gedoen? Toe hy sien dat die koning van die noorde wil aanval, toe hardloop hy na Egipte toe en sê, kom, help ons asseblief. En die hele tyd soek hy net mense wat hom kan help, want hy weet hy gaan hierdie geveg verloor. Kom help julle my, kom staan julle my by, kom tree julle vir ons in. Maar nie een keer roep hy die naam van die Here aan nie. Nie een keer sê hy, die Here is my redder nie. Nie een keer sê hy, die Here is my stok en my staf, en dat selfs al gaan ek deur die dal van doodskade weer, dan sal ek nie nodig hê om te wonder nie, want God sal getrou bly, en hy sal by my wees. Maar daar sal 'n wettige leier kom, en daar sal 'n verstandige leier kom, en daar sal 'n regverdige leier kom, en hy sal sy kinders vrymaak van hulle vyande. En dit is waar dit so mooi oorgaan van die koningstyd, wat se tipe leier is jy, na die nuwe seisoen van 'n nuwe koning, wat vir ons gebore gaan word, in 'n stal in Bethlehem. 'n Nuwe koning, wat vir ons met regverdigheid en wysheid sal lei. En hy sal sy skape bymekaar maak, soos 'n hoender haar kuikens bymekaar maak, om hulle te beskerm. So hier aan die einde van vandag se oordeenking, wil ek hê dat ek en jy nog so een keer in die spieël moet kyk. Hoe lyk jou voorbeeld op die oomblik? Vir hulle die naaste aan jou. Vir hulle wat in jou verantwoordelikheidsveld lê. Ek en jy het die voorreg om die naam van Jesus met ons saam te dra. Dat ons disippels is van Jesus. Dat ons saam sy volgelinge is. Dat Christene mense is wat Christus volg. En dit is moontlik dat ek en jy vanmôre met skaamte die kop moet laat sak en sê, ek was 'n swak spieël gewees, ek was 'n dowwe spieël, en mense kon die refleksie van Jesus nie mooi in my sien nie. Daar is keuses wat my verlam het. Daar is voorbeelde waaroor ek behoort skaam te wees. Die Bybel sê male sonder tal vir elkeen van ons, dat die geleentheid is altyd daar om terug te keer na die Here toe en te sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, en ek sal vir jou skoon was. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal wit word soos sneeu. Bring jou saak na die Here toe. Kom laat hy jou hart ondersoek. Bely as dit nodig is. Want die keuse is daar. Sedekia is aangespreek, maar hy het niks daaraan gedoen nie. Ek lees in die afgelope week die verhaal van koning Josia. En hoe dat hy gedoen het wat die woord van die Here gesê het. En hoe dat daar oor sy lewe 'n tyd gekom het waar die Here vir hom gesê het, ek gaan jou nou wegvat. En hy sy gesig na die muur draai en vreeslik begin huil. En sê, ag Here, asseblief nie nou nie, daar's nog soveel om te doen. En as die profeet uitstap, dan gee die Here vir hom 'n boodskap, gaan terug sê, nee, ek gaan jou trane gesien, ek gaan jou nog 15 jaar gee. Ek wil eendag 'n preek daaroor maak, oor daai gedeelte. Want dis kosbaar. In 15 jaar het koning Josia alles verander. In die tyd wat Sedekia oorgehad het, hy niks gedoen nie, nada. So ons staan aan die einde van die jaar met 'n nuwe geestelike jaar wat voor ons is. En terwyl ons terugkyk oor ons voorbeeld, kan ons net spel maar vorentoe kyk oor die jaar wat voor lê. Wat begin
met die geboorte van ons leier en ons keuse om hom te volg. En kan ons net sowel vanmôre sê, kom ons begin voor. Al lyk byvoorbeeld nie nou goed nie, kan hy volgende week anders lyk en beter lyk. Die tweede ding wat ek graag mee wil afsluit vandag, is dat in die proses dat ons hierdie lewensvoorbeeld van Sedekia oorweeg aan die einde van die kerkjaar bekyk, kan ons ook daarmee saam sê, Jesus is God se volmaakte geskenk vir elkeen wat sy stem wil hoor. Terwyl Sedekia die een is wat sukkel as 'n wettige afstammeling, kom hierdie seun wat gebore word uit die stam van Dawid. Terwyl Sedekia die ou is wat nie verstandig is nie, word daar vir ons vertel dat hierdie kind wat gebore is, die regverdige raadsman sal wees, die ware leidsman. Uit die lewe en die optrede van Jesus sien ons die ware voorbeeld van hoe om na die Vader te kyk, in totale oorgawe. Nie een keer het Jesus sy oog van sy Vader se wil afgehaal nie. Elke tree het hy doelgerig geloop in gehoorsaamheid aan God, selfs toe hy nie die logika daarvan kon verstaan het nie. My God, waarom het U my verlaat? Op daardie oomblikke kon hy nie eens sien hoe naby die Vader aan hom is nie, en hoe naby hy juis aan die wil van ons God is nie. En nou, hier aan die einde van die preek, kom daar skielik iets by my op. In Genesis word vir ons vertel van Abraham, wat sy seun Isak moes gaan offer het. En hy het gegaan na die berg Moria toe. En ons ken die verhaal van hoe dat hy die hout op sy seun gesit het, en hulle opgestap het na die berg Moria toe, en daarom op die houtstapel gesit het om hom te offer, en toe hy die mes optel om hom te slag, het die Here vir hom gesê, nou weet ek dat jy aan my gehoorsaam is. Nou weet ek dat my wil is vir jou belangriker is enigiets anders. En die Here het vir hom 'n ram gewys wat se horings aan 'n bos vas was. En hulle het saam die ram geoffer. Dit is presies dieselfde berg waar Jesus gekruisig is. Presies dieselfde berg. Sommige gaan so ver om sê, op dieselfde plek was dit gewees. Waar Abraham daai altaar gebou het, dit is ook waar die kruisiging sou plaasvind, volgens sommige oorleweringe. En so het Jesus opgestap met sy kruis, sy hout op sy skouers. En het hy gekom by die plek waar die offer moes gaan. Hierdie keer was daar nie 'n ram wat in die gehoorsaamheid aan God die plaasvervanger sou wees nie. Hierdie keer was Jesus die lam wat vir my en vir jou sondes gekruisig is. Maar dis nie 'n lam wat se bloed net vergiet is en daai lam is nou weg nie. Daardie lam het opgestaan uit die dood. En hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterhand van die Vader en hy kom weer om ons te kom haal, om ons almal veilig by hom te kry. Nie skape wat loskop rondhardloop nie, maar saam by die troon van die Vader, veilig, versorg, met wysheid gelei. Soos wat niks, nie eens die dood Jesus se aandag kon aftrek daarvan om gehoorsaam aan God te wees nie, so is die roeping vir my en vir jou as leiers in hierdie seisoen. Laat ek en jy soos Jesus gefokus wees om God se stem te wees, aan hom gehoorsaam te wees, al is die prys hoe groot. Ons weet nie hoe groot die prys sal wees nie. Kan die prys groter wees as dat ons lewe daarvoor gee? Alles voor dit is moontlik.
En daarom kan ons die ou jaar afsluit en 'n nuwe jaar ingaan met 'n glimlag, want ons het 'n ware leier wat ons veilig in sy hande hou. Alle eer aan hom. Amen.